in ons 12 weke reeks oor die boek Jeremia. En ek bid dat dit vir jou so insig sal gee in die Ou Testament, dat jy regtig die res van die Ou Testament ook sal ontdek as die wonderlike skat, die literêre skat wat dit is, maar ook dat dit 'n boodskap is van die Here vir ons vandag hier. Nie net in Suid-Afrika of in Rodepoort waar ek is nie, maar reg oor die wêreld. Vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ek groet julle in die wete dat om die alleenste te wees ooit waarskynlik net vervang kan word as jy by die huis is. Die oomblikke wat ek in my lewe die alleenste gevoel het as kind, wou ek net by die huis wees. Ek wou net by die huis kom. Dink nou maar aan toe jy op skool was en jy het 'n slegte rapport gehad en al was jy bang gewees miskien dat jy by die huis gaan kom en jou ouers se reaksie nie so goed gaan wees nie, was dit nog steeds 'n beter plek as by die skool wees. Dink maar aan daai oomblikke wat jy regtig alleen gevoel het in jou lewe. As 'n kind, as 'n volwassene, om by die huis te kom, maak alles net beter. Ek wil graag hierdie aanhaling vir jou lees van Eugene Peterson, dis in Engels, want ek glo mens moet maar probeer om soveel as moontlik te bly by die direkte vertaling van dit wat iemand vir ons sê. The essential meaning of exile. En exile beteken om nie by die huis te wees nie. Die volk wat in ballingskap was, beteken hulle was nie by die huis nie. Die hele doelwit van ballingskap was om die volk se identiteit weg te neem, want hulle is nie meer by die huis nie. Hulle is sonder 'n tuiste, hulle is tuisteloos. Nou skryf hy die volgende daaroor. Hy sê, the essential meaning of exile is that we are where we don't want to be. We are separated from home. We are not permitted to reside in the place where we comprehend and appreciate our surroundings. It is an experience of dislocation. Everything is out of joint. Nothing fits together. The 1,000 details that have been built up through the years that gives a sense of at-homeness, customs, rituals, phrases are all gone. Life is ripped of the familiar soil of generations of language, habit, weather, storytelling, and rudely and unceremoniously dropped into some unfair spot on earth. The place of exile may boast a higher standard of living. It may be more pleasant in its weather, but that does not matter. It is not home. Hierdie pragtige aanhaling het my werklik herinnering daaraan dat waar ons wil wees in ons moeilikste oomblik is by die huis. En al is die nuwe plek waar die volk was in ballingskap op baie maniere vir hulle beter gewees, was dit nog steeds nie hulle huis nie. Nou wil ek vandag vir jou vra, het jy al by die huis gekom? En ek praat nie van die huis waar jy woon tans, of die woonstel, of die meentuis, of dalk bly nog by jou ouers, want jy is 'n tiener of 'n kind nie. Ek praat van, het jy al by die huis gekom in jou geestelike lewe? Want dit was die volk se groot uitdaging. Hulle was in ballingskap waar hulle nie tuis was nie, maar tog op 'n manier was hulle ook nie meer in Israel heeltemal tuis nie, want dit wat die Here wou gehad het hulle moet doen, het hulle nie gedoen nie. Hulle was daar in hulle wonings, in hulle geografiese tuiste, maar hulle geestelike tuiste was nie meer dit wat dit moes wees nie. Hulle sou 'n nuwe geestelike tuiste hier ontdek. Ek wil vir jou Jeremia 29 vers 1 tot 14 lees as ons teks. Jy kan gerus daarin blaai. Dis 'n baie bekende teks. Dis 'n brief wat geskryf word aan die ballinge deur Jeremia. Hy skryf vir daai mense wat tans in ballingskap is, honderde kilometers ver van hulle tuiste af en wat eintlik tuisteloos is. Sê hy vir hulle. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat weer Nebukadnesar uit Jerusalem na Babel weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koningmoeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer.
So die eerste ding wat Jeremia doen is, hy kom beklemtoon vir die volk, julle is nie sommer maar net weggevoer nie. God kom sê, ek het julle weggevoer. Ek het julle weggeneem uit Jerusalem uit. En ek het 'n baie spesifieke rede gehad vir dit. Luister verder. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agstaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here. Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal van my wil ken, as julle net my hele hart daarvan vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit, van al die plekke af waarheen ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe, waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Dink vir 'n oomblik, jy is koning Jojagin. Jy ontvang hierdie brief, jy's in ballingskap, jy's weg van jou tuiste. Onthou, 'n koning se mag is net enigstens iets werd as hy in sy eie land is. Koning Jojagin het nie veel mag gehad onder Nebukadneser se bewind, waar hy in ballingskap weg is van waar hy groot geword het en van waar sy mag lê nie. Dink vir 'n oomblik, jy ontvang hierdie brief wat vir jou sê, bly daar, gaan aan, hê 'n gesin, brei jou gesin uit, laat hulle trou, laat hulle kinders hê, lê tuine aan. Jou eerste reaksie sal mos wees, maar hoekom moet ek dit doen? Hoekom moet ek en die volk dit doen, man? Ons gaan net nie wag. Ons gaan nie bydra tot die ekonomie hier nie. Ons gaan nie bydra tot dit wat hier gebeur nie. Jeremia sê, luister na wat die Here vir julle sê. Die Here sê, maak nie saak waar jou tuiste is nie, my teenwoordigheid is daar. En dan beklemtoon Jeremia dit, deur vir die volk en vir Nebukadneser en vir Jojagin op daai stadium te sê, fokus mooi op wanneer jy terugkom huis toe. Dis oor 70 jaar. Nou ek sou op die stadium 38 jaar geleef het. As ek in ballingskap weggevoer is na enige land toe en die profeet sê vir my, hoorie, koning Gerrit, oor 70 jaar kom jy na huis toe. Dan sal ek weet, baie mooi, baie dankie profeet, dit klink vir my nou 'n mooi getuienis, maar lyk my nie ek gaan weer my land sien waar ek vandaan kom nie. Dit was my laaste kans. Dis verby. So koning Jojagin moes tot die besef kom dat hy waarskynlik nooit weer sy land sal sien waar hy groot geword het en waar hy koning was nie. Die koning se moeder, die paleispersoneel, almal wat kom bou in die paleise, is almal weggevoer, sê Jeremia vir ons. So hy moes leef met die realiteit dat hy nooit weer waarskynlik sy land sou sien nie. En daarom sê Jeremia vir hom, gee die beste daar waar jy is. Die eerste beginsel wat God vir ons vandag wil leer, as jy sukkel om 'n tuiste te hê, as jy sukkel om 'n huis te hê, gee jou beste daar waar jy is, want as jy jou beste gee, dan word daai plek jou huis. Net as jy jou beste gee. Lê tuine aan, brei uit, vermeerder, word deel van daardie gemeenskap. Stel 'n voorbeeld van wat dit is om my te aanbid. God kom sê vir die volk, onthou ek is die onsigbare God. En omdat ek die onsigbare, almagtige, alomteenwoordige God is ek daar by julle ook nou. Ek wil julle gebruik daar waar julle is. Koop julle in vir wat daar gebeur, en dan is julle besig om vir die wêreld te sê, ons is nie soos julle wat beelde en afgodsbeelde aanbid nie, ons aanbid nie tempels nie, ons aanbid 'n onsigbare God.
En hierdie onsigbare God is deel van ons lewens. Ons sou later dan nog in die Bybel lees van wonderlike verhale van onder andere Daniël, Sadrag, Mesach, Abednego. Elkeen van hulle hoe hulle verskil gemaak het in die Babyloniese en die Assiriese koningshuise. Hoe hulle daar gewys het, ons glo in die onsigbare, almagtige, alomteenwoordige God. Onsigbare, alomteenwoordig en almagtig. Hy's oral en hy's ook besig om ons te help om die koning te lei. Jeremia sê dieselfde. Jeremia wat agtergebly het in Israel en Juda, sê vir die ballinge wat weg is van die huis af, doen julle beste waar julle nou is. Dis nie altyd 'n maklike boodskap om te hoor, dink ek, as jy 'n koning is. Ek dink koning Jojagin sal ek eendag wou hoor, moenie bekommerd wees nie, binne 2 jaar is julle terug by die huis. Die van julle wat onthou van die preek wat ek laasweek gegee het oor Hanania, wat gesê het, ja, nie is reg, binne 2 jaar is hulle terug by die huis. Wat toe nie gebeur. Dis eerder die boodskap wat die koning wou kry. Maar dit is nie die boodskap wat God vir hom het nie. Die boodskap wat God vir hom het, en die boodskap wat God vir my en jou het vandag is, gee die beste daar waar jy is. Die heel beste. Nie tweede beste nie, die heel beste. En dan kom sê hy vir ons, as julle dit doen, weet ek wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek dink weg van die huis af, sou Jeremia dalk vir ons 'n brief geskryf het. Miskien sou hy vir ons 'n brief wou skryf oor hoe ons moet leef vandag. Miskien sou sy brief iets soos hierdie klink. Liewe Christene, laat ek begin deur te sê dat ek versigtig is om as Joodse profeet my oor Christensake uit te spreek. Tog dink ek dat my woorde vir julle nie veel anders sal wees as die woord wat ek destyds tot die ballinge in Babel gerig het nie. Baie van julle kan julle immers vereenselwig met so ballingskap ervaring. Sommige van julle ervaar dalk daar aan die einde van die 20ste eeu en aan die begin van die 21ste eeu, dat die kerk hom ook in die ballingskapsituasie bevind. Dinge is nie meer vir die kerk soos dit vroeër was nie. Julle was gewoond daaraan dat die kerk nie mag en invloed in die samelewing het nie. Nou is alles skielik omgedraai. Die kerk is in 'n minderheidsposisie. In baie dele van julle land is baie mense weliswaar nog uitgesproke Christene, maar dit is geensins meer van selfsprekend nie. Selfs van julle vriende sê dat hulle die geloof en die kerk ontgroei het. Die onsekerheid kom egter nie net van buite nie. Sommige van julle in die kerk begin self twyfel. Die verandering in politieke en maatskaplike situasie in die land, dat dit voel asof alles op losse skroewe staan. As kerkmense is julle dalk nie meer so seker oor julle rol in die kerk en die samelewing nie. Dit lyk asof die kerk 'n groot geloofswaarheidskrisis beleef en nie weet hoe om nuwe situasies te hanteer nie. In die omstandighede kan julle ook dink, vroeër het ons vir God geken en geweet wat dit beteken om God te dien, maar nou is alles anders. Alles is net soveel moeiliker en gaan waarskynlik nog moeiliker word. Daarom vra julle dalk onwillekeurig vandag, is God nie dalk weg nie? Die woord wat ek vir julle het is dit. God is nie weg nie. Hy is juis nou by julle. In julle onsekerheid en ongeborgenheid is God daar. Vier julle identiteit saam dat julle vir God vandag ken. God het ons nie alleen gelaat nie. So spreek die profeet Jeremia. So as Jeremia vir ons 'n brief sou skryf, dink ek dit sou iets soos dit dalk lyk. Hier is 'n verwerkte brief wat ek gevind het in 'n boek geskryf deur Robert Vosloo. En dit het my diep geraak, want ek dink Jeremia se boodskap dra tot ons vandag nog. Kom ons vier ons identiteit as kinders van God. Wat maak nie saak hoe moeilik ons tuiste rondom ons is nie. Aanhou, altyd aanhou om hier 'n fisiese en 'n geestelike ruimte te skep om werklik die Here te kan leer ken. Dis my gebed dat ons so 'n gemeente sal wees, wat 'n fisiese ruimte en 'n geestelike ruimte skep vir mense om te kan groei.
Dat geen persoon wat by hierdie deure ingaan, sal voel, maar ek kan nie hier 'n tuiste hê nie. En ons weet mos wat is die dinge wat 'n tuiste kan breek. Slegte praatjies, veroordeling, het jy nou weer gesien wat dra daai ou. Dis alles dinge wat maak dat ons tuiste beskadig word. Moenie in die gat trap om nie 'n tuiste te skep nie. 'n Tuiste wat ons skep, moet wees soos die een wat Jeremia wou gehad het, die volk moet skep daar waar hulle in ballingskap was. Dis 'n tuiste wat selfs vreemde nasies moet naderbring. Hoe lyk die tuiste wat ons vandag hier skep? En hier besonders, hoe lyk jou tuiste by die huis? Die 4 mure waar binne jy woon, is dit 'n plek waar mense voel hulle ontmoet die Here? Of is dit 'n plek waar jy voel jy ontmoet nog die Here? As dit nie is nie, kom gesels met my as leraar, gesels met 'n kerkraadslid, gesels met 'n leier, gesels met die sielkundige, gesels met enigiemand. Maar jou tuiste, jou huis waar jy woon, moet 'n geestelike tuiste wees. Nie net vir jou nie, maar vir die mense wat saam met jou daar is. En vir almal wat oor jou drempel staan. Gee jou heel beste. En God sê vir jou, ek weet wat ek vir jou beplan. Voorspoed en nie teëspoed. Ek wil vir jou 'n verwagting gee. En ek glo regtig gemeente, as ons aanhou om te bou hier in horisons wat God ons roep, gaan ons hier 'n tuiste kan skep vir baie gelowiges. Ons gaan kan aanhou om die beste te gee hier, as ons inkoop vir mekaar. Kom ons bid saam. Here, dis my gebed dat ons 'n geestelike tuiste sal skep in ons gemeente, waar ons onsself baie kan vereenselwig met die profeet Jeremia se boodskap van 2.500 jaar terug oor tuisteloosheid. Is dit ons gebed dat ons dan sal optree soos wat U deur hom met die volk gepraat het. Dit is om hier ons beste te gee. Om hier ons heel beste te gee, om hierdie gemeente en gemeenskap te bou. Ons weet, dis nie altyd maklik nie, dit het uitdagings, maar ons weet, U is die onsigbare, alomteenwoordige, almagtige God, wat deur die eeue heen U volk gehelp het om dit te doen, die kerk gehelp het om dit te doen, en ook vir my in hierdie gemeente vandag. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, julle moet 'n wonderlike week hê. Ontvang die seën van die Here en gaan van hier af verder in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.